Prys die Here. Dit is lekker om die Here te dien. En ek is saam met elke ene hier vanmôre opgewonde. Want ek weet wie my God is. En ek weet vir wat hy vir jou instoor het en ek weet vir wat hy my instoor het. Ek is vanmôre opgewonde op hierdie Sondagoggend waar ons weet dat die graf leeg is, dat Jesus leef, dat hy het opgestaan. En as dit jou nie, kyk as jy die naam Jesus hoor en dit roer nie iets in jou nie, dan is daar ergens iets fout met jou verhouding met die Here. As jy hoor Jesus, of as jy hoor daar word gepraat van Jesus, of as sy naam groot gemaak word, of as daar getuig, if you hear, want hy is hoekom, hy is die liefling van my siel. Hy is my alles en as ek sy naam hoor, dan is daar iets wat in my wese gebeur, want, en as daar nie met jou iets gebeur nie, dan het jy nog nie ontmoeting gehad met hom nie. Dan het jy gehoor van hom. Maar when you have encounter, a life-changing encounter, where you know where God took you from. Dus jy weet waar die Here jou uitgehaal het. Hy het my baie diep uitgehaal. Ek kon myself nie daar uitkry nie. Maar hy het my daar uitgehaal. En hy is die liefling van my siel en ek is opgewonde om vanmôre saam met julle. So ek vra dat jy saam met my moet opgewonde wees oor die Here vanmôre. Ek wil nou nie heeltyd vir jou sê nou asseblief halleluja en klap nou maar jou handjies en wat. Jy moet opspring in die naam van die Here groot maak. En jy moet saam met my opgewonde wees en ja, ek raak opgewonde en ek raak loud. Ek onthou baie jare terug was daar 'n geval van 'n seentjie wat gehuil het omdat ou te loud geraak het en na die diens toe sê ek hou nie van die pastoor nie. Sê hoekom nie? Hy sê laat my pappa huil, jy skreeu vir hom. So as jy huil omdat ek skreeu, dan is dit nie omdat ek skreeu nie. Dis omdat die Here iets in jou lewe doen. Maar as ek gaan skreeu, dan is dit maar net omdat ek opgewonde raak. Ek wil met jou praat uit die woord van Here uit en ek het 'n hele paar skriffies wat ek wil lees en die rede daarvoor is dat ek wil hê dat die hele woord vanmôre vir jou iets gaan oopmaak. Rondom die opstanding, rondom dit wat Jesus vir ons gedoen het en dit wat hy nou vir ons doen. En ek wil met julle saam lees uit Hebreërs heel eerstens hoofstuk 8 van vers 1 tot 3 en dan gaan ek net oorgaan na vers 6 tot 13 toe. Jy kan op jou eie tyd die hele ding gaan lees en as ek nou alles moet lees, dan gaan ons heelmiddag net Bybel lees. Maar prys die Here, ons gaan eers daarna Hebreërs hoofstuk 8 toe, vanaf vers 1. Hy sê die ou verbond is 'n voorbeeld en is verbygaande. Christus is die middelaar van 'n beter en 'n ewige verbond. Dis die opskrif. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dat ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie met 'n mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy, dit is Jesus, ook iets hê om te offer, waar hy het homself geoffer natuurlik. Hy was die offer. So nou gaan ons daar na vers 6 toe tot 13. Ek gaan vers 6 en 7 lees en dan vers 10 tot 13. Hy sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daar 'n eerste en 'n onberispelik, as die eerste dan onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Met ander woorde, die ou verbond, die Ou Testament, as hy gewerk het, dan was daar nie rede gewees dat daar 'n nuwe verbond of 'n nuwe testament moes kom nie. So as die bloed van die bokke en die goed wat geslag geword het in die Ou Testament deur die ou hoëpriester, as dit gewerk het en dit kon gered het,
dan sou dit nie nodig gehad het om dit te vervang nie. Maar Christus kom en hy word die hoëpriester. So in die ou dae, ek gaan net dit vinnig noem, was die rol van die hoëpriester, hy was die een wat namens die kinders van die Here geoffer het. Hy was die ene wat dan 'n offer gebring het en in die hoofvertrek ingegaan het en geoffer het, en dan het hy gekom en hy het versoening gedoen vir homself en ook vir almal se sondes. En hy het dan 'n middelaar geword tussen die mens en die Vader. So hy was nie net hoëpriester nie, maar hy was ook die middelaar. So hy het namens die mense gaan versoening doen vir sonde. En hy namens die mens inspraak gelewer. En in die Ou Testament, so dan het hulle die bokke en die goeters geslag as die offer vir die versoening vir sonde. Maar nou sê hy vir ons hier, as die eerste gebod gewerk het, dan sou daar mos nie plek gewees het vir 'n nuwe een om te kom nie. Maar omdat die ou ene nie kon red soos die nuwe een nie, daarom was daar plek gewees dat Christus eens en vir altyd die offer word om vir almal te sterf, sodat daar genade kon inkom. Want op die Ou Testamentiese ding, as jy die wet oortree het, was jy in die moeilikheid. Daar was geen genade nie. As jy gesondig het, moes jy gestenig geword het, en so daar was nie baie genade in die Ou Testament nie. En daarom het God dit goed gedink, het gesê, maar hier is plek vir verbetering, as ek dit so kan stel. Hierdie gaan nie vir ewig werk nie. Ons wil hê dat mense moet inkom in die koninkryk. So, ek noem dit net weer, hy sê vers 7, want as die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Vers 10, hy sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal my volk wees. En hulle sal nie meer elkeen na sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie. Want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle oortredinge en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As ek sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud geword het en verouder is naby die verdwyning. Kom ons gaan dan na Hebreërs hoofstuk 9 toe, vanaf vers 13 tot 18. So Jesus het vir ons 'n hoëpriester geword van 'n nuwe verbond. So hy het die een gewees wat die offer vir ons sondes eens en vir altyd gebring het. Maar ook het hy die middelaar van hierdie verbond geword, wat vir ons dan voorspraak maak, sodat ons gered kan word. Hebreërs 9 vers 13, ek wil vinnig gou weer lees. Hy sê, want Hebreërs 9 vers 13 tot 18, want as die bloed van stiere en bokke en van as van 'n vers wat die verontreinendings besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want wat daar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Nou hierdie is baie interessant. Met ander woorde, as jy 'n testament opgestel het, word daai testament eers in werking as jy sterf. En Christus bring vir ons die Nuwe Testament deur sy bloed. Maar om die testament in werking te laat bring bo oor die Ou Testament, moes hy sterf.
En Jesus sterf, in die oomblik toe hy sterf, toe kom sy Nuwe Testament in vervulling en in werking. Maar meer as dit alles, staan hy op en hy word die eksekuteur van sy eie boedel. Hy word die middelaar, hy word die hoëpriester van sy eie testament. Nog nooit in die geskiedenis was dit gewees dat iemand in beheer geword het van sy eie testament nie. En Jesus los vir ons 'n testament, die ewige lewe, die vergifnis van sondes, en hy staan op en hy word die bestuurder van sy eie testament om seker te maak, ek en jy kan alles kry waarvoor hy gesterf het en wat hy ons beloof het aan die kruis van Golgotha. Hy maak seker dat die vyand nie kan inkom en steel van my wat Jesus vir my nagelaat het nie. En dit is die ewige lewe, dit is die vergifnis van my sondes, dit is sodat ek gered kan word, en Jesus staan op en hy bestuur sy eie testament. This is amazing. Sodat daar geen verwarring kan kom wanneer die vyand inkom, sê maar as jy seker dit is wat daar in die belofte staan. En Jesus word die middelaar en die hoëpriester van sy eie testament. Jy moet dit mooi verstaan. Hy is vandag hoëpriester. Hoe het hy hoëpriester geword? Deurdat hy eers die offer geword het, hy eers die prys betaal, en toe gaan hy in die hoofvertrek, en hy staan daar, en hy doen versoening namens my en jou, by die Vader, vir ons sondes, deurdat hy die offer betaal het, maar hy ook nou die hoëpriester en die middelaar is, wat vir die volk intree, by die Vader. En weet jy wat, kom ons gaan gou verder, ek preek nou, maar ek raak so opgewonde oor die woord van die Here. Hebreërs 2, ek gaan nou 'n bietjie teruggaan. Hebreërs 2 vanaf vers 11 tot en met vers 18. Want hy wat heilig maak, sowel as hy wat geheilig word, is ons, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy ten alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ek dink nie, julle klink ook vir my baie opgewonde nie. Jy verstaan nie, dat Jesus het gekom in die vlees, om elke versoeking sonder sonde het hy deurgegaan. Elke storm waardeur jy gaan, elke ding waar die vyand bring in jou lewe, elke moedeloosheid, elke ding wat jy mee worstel in jou geestelike lewe, het Jesus deurgegaan, maar sonder sonde. Die woord van die Here sê, hy is in alles versoek, net soos ons, maar sonder sonde. En nou kan hy, wanneer hy vir my intree by die Vader as 'n hoëpriester, kan hy kom, en as ek sê, Here, vandag voel ek
kan dit nie maak nie. Vandag voel ek moedeloos, Here. Here, ek weet nie eers lekker hoe om te bid vanmôre nie. Dan sê die Hoëpriester Jesus Christus, my kind, ek weet presies hoe jy voel, want daar was 'n dag wat ek mens was en ek het gevoel soos wat jy gevoel het, en omdat ek verstaan waardeur jy gaan, weet ek presies hoe om vir jou te help en hoe om vir jou in te tree by die Vader, sodat die aanklag van die vyand, jy sien wanneer kom die vyand en sê, ja, maar hoe wil jy nou na die Here dien, maar jy sukkel om te bid, jy sukkel om hierdie goed reg te kry, en dan kom die vyand en hy vat my vrymoedigheid weg, om na die enigste een toe te kan gaan, wat my kan help, want nou dink ek, Here, hoe kan die Here my help, want my lewe is in 'n gemors. En Jesus sê, maar ek weet hoe dit voel, om deur die emosies te gaan, waardeur jy gaan. Ek verstaan waardeur jy gegaan het, ek is 'n geregverdige Hoëpriester, wat namens jou kan instaan by die Vader, en ek is 'n middelaar, wat vir jou kan help, omdat ek is nie soos ander Hoëpriesters nie, ek is die enigste Hoëpriester, wat vanmôre jou swakhede ken, ek weet hoe dit voel, om verwerp te word, ek weet hoe dit voel, om deur jou broers verraai te word, ek weet hoe dit voel, om alleen te voel, ek weet hoe dit voel, om Gods verlate te voel. Wie het al Gods verlate gevoel? Ja, hier is so een of twee. Jy bly hierdie ander net nog. Ek het al op 'n plek gekom, en Here, hoor U my. Here, sien U my nog raak. En op die kruis hang Jesus. Hy sê, Vader, hoekom het U my verlaat? Vir 'n oomblik op die kruis ervaar Jesus as mens hoe dit moet voel, om te voel dat my Vader sien my nie raak nie. Hy het die emosie beleef, maar hy het nie in dit oor laat gaan in sonde nie. You must understand that he was completely human. But he didn't sin. But he did experience the storms and the challenges that you are experiencing right now. Hy was versoek deur die duiwel. Wie was al in hierdie laaste ruk versoek deur die vyand? Kan jy ek was, en kyk die vyand, hy's 'n vuil goed, en hy fight jou nie net wanneer jy daarbo is nie, hy like dit om jou te probeer skop, wanneer jy deur geestelike storms kom, en jy voel, Here, ek voel dood in my binnekant, Here, ek weet nie, ek vra 'n antwoord, en ek kry nie nou 'n antwoord nie, ek soek net 'n deurbraak, ek soek net 'n woord van die Here, maar ek kry nie nou net 'n woord nie, maar dan kom die gees van die Here, en jy ervaar net, dat kyk, Here, ek is net nie alleen nie, ek weet die Here is hier, ek kry nie wat ek nou, maar nou kom die vyand en sê vir jou, waar is jou God dan nou? Jy het gesê, God is 'n God. Hy like mos om hierdie games te speel. Maar weet jy wat is amazing? Kom ons gaan verder. Hebreërs 4. So vers 18 sê dan, dat want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Kom ons gaan verder. Hebreërs 14 vanaf, Hebreërs 4, ekskuus. Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot 16. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot Hoëpriester het, wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan vrymoedigheid hê om na die troon van genade te kan gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp kan word. Dit moet vir jou ietsie oopmaak. Jy moet vanmôre bietjie opgewonde raak, al is jy vanmôre dalk in 'n gat, al is jy vanmôre bietjie deur storm gejaag. Jy het 'n Hoëpriester wat die dood oorwin het, en hy sit aan die regterhand van die Vader om wat te doen. Hoor gou-gou, ons ken hierdie gedeelte, Romeine 8 vers 33 en 34, jy kan al julle een lees, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus, wat my, deur al hierdie dinge, deur honger en swaard en al hierdie goed, niks van my skei van die liefde van die Here, maar net hierdie eerste 2 versies. Hoor wat sê hy. Wie is die aanklaer van die broeders? Is die duiwel. Wie bring beskuldige in? Die woord van Here sê die duiwel is die aanklaer van die broeders, en hy kla ons aan dag en nag.
Wie is dit wat oortuig? Die Heilige Gees. So moet nooit die twee verwar nie. O, pastoor, die Heilige Gees kla my aan. Nee, jou eie gewete kla jou aan en die duiwel kla jou aan. Die Heilige Gees oortuig. As 'n groot verskil. Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en hy sal jou altyd oortuiging will always lead you to Christ. Die beskuldiging sal altyd jou vrymoedigheid vat. Sê, Here, hoe kan ek na die Here toe gaan? Hoe kan ek vanmôre in die kerk sit? Hoe kan ek my hande opsteek? Hoe kan jy dit nie doen nie? Because you have a high priest. His name is Jesus. And he understands you better than you understand yourself this morning. Oor wat sê hy, wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Onthou nou wat het ons gesê, wat doen Jesus Christus? Hy is my middelaar en my hoëpriester wat vir my intree by die Vader. En nou sê hy, wie sal 'n beskuldiging bring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Hoe is jy geregverdig? Deur die bloed van Jesus Christus, deur die prys wat daar vir jou betaal. Beteken dit, ek praat nie van grace en jy kan maak net wat jy wil nie. Ek praat nie daarvan nie. Genade is nie daar dat ek in sonde kan bly nie. But grace is there when I'm following Jesus, but I'm struggling. Het jy dit al beleef? Jy probeer agter die Here aanloop, maar dit is baie keer moeiliker, makliker gesê as gedaan. Baie keer, dit is lekker om die Here te dien, maar wanneer jy op 'n maandag, 'n dinsdag of 'n woensdag aand en jy op jou knieë val voor die Here en die trane loop en sê, Here, ek is moeg, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer watter kant toe nie, ek weet nie of ek moet links nie, ek weet nie of ek moet regs nie, dan huil jy, ek weet nie van jou nie, baie keer dan lê jy net op jou kussing en jy draai jou kop weg van jou man en jou vrou af, dan loop die trane hier oor jou wange en jy sê, Here, ek weet nie meer nie, ek is moeg, en dan kom die vyand en sê, ja, jy sê, jy is nou 'n kind van die Here, maar kyk nou hoe tree jy op, maar ek het 'n hoëpriester, wanneer die aanklag van die vyand kom en sê, Here, kyk hoe maak Jaco nou, kyk hoe hy nou, hy sê, hy is jou kind, maar kyk hoe tree hy op, dan kom sê Jesus Christus, my hoëpriester, sê ja, maar ek het daarvoor voorsiening gemaak, sodat wanneer hy swak is, hy deur my geregverdig kan word, en dan draai die Here sy rug op die vyand, en hy draai na die Vader toe, hy sê, Vader, ek het die prys betaal, sodat Jaco nie vanmôre die prys moet betaal, en moet kry wat hom toekom nie, ek het dit op my geneem, Here sal ons nie vanmôre, my help uit hierdie situasie uit nie, want ek verstaan waardeur hy gaan, onthou hier, Vader, daar die dag wat ek op die aarde geloop het, het ek ook so gevoel, en ek weet hoe voel die kind vanmôre, kom ons help hom. O, jy verstaan nie, hoor wat sê hy so verder, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wat vir my intree. Hoekom as hoëpriester is die rol van die hoëpriester om namens die volk versoening te bring. Om namens die volk die middelaar te wees. Hy sê daar is geen middelaar tussen die mens en die Vader behalwe Jesus Christus nie. En jy het vanmôre 'n voorspraak in die hemele. Jesus Christus, jy die opstanding en die lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand wil nie hê dat jy vanmôre na hom toe moet kom as die goeie getroue hoëpriester. En weet jy wat, nee, ek moet eers my lewe regkry en dan kan ek na die hoëpriester. Ek moet net eers self die offer gaan betaal en net my lewe. Come to Jesus, come to Jesus. He will help you. Hy sê sodat jy op die regte tyd gehelp kan word, sodat jy barmhartigheid kan ontvang, sodat jy genade kan ontvang. Kind van die Here, die vyand wil hê dat jy die prys moet betaal wat Jesus klaar betaal het. En dit beteken nie ek moet redding ligtelik opneem, maak wat ek wil. Ag, die Here sal my... I'm not talking about that. But I'm talking while you're on this journey, on your way to heaven. Sometimes your knees get weak.
Sometimes your arms get weak. Sometimes your prayer life get weak. Sometimes you struggle. But I keep on running to him as my high priest en sê, Here, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis hoekom ek vanmôre vir jou gesê, ek weet nie waar jy jouself bevind nie, maar ek weet waar Jesus homself vanmôre bevind. Hy is die hoërpriester wat sit aan die regterhand van die Vader. Hy het die dood oorwin, die graf is leeg, hy het die vyand oorwin, en hy staan vanmôre in die troonkamere van die hemele, en hy tree vir jou in as 'n middelaar, en as die redder, en as die hoëpriester, en maak nie saak wat die aanklag, hy sê, wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal dit doen, as ek die een is wat hulle regverdig maak? Wie gaan vanmôre kom sê, jy gaan dit nie maak, as ek die ene is wat die prys vir jou betaal het, en wat jou gaan help, nie die geheim is, jy moet net kom, sodat ek jou kan help. Die graf is leeg. Hy het die dood oorwin. Hy het die vyand oorwin. Hy het elke aanklag van die Ou Testament wat gesê het, nee, deur werke gaan jy moet, nee, ek is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus, die redder en leidsman van my siel, maar ek moet ook my siel aan hom toevertrou as 'n goeie en 'n getroue opperherder, een wat na my sal kyk en my sal help, en weet jy wat, meer as dit, het hy vir my die Gees van God gestuur as my leidsman en my leermeester, om my te herinner aan die beloftes wat daar is, sodat as ek in Jesus Christus is, ek vanmôre in oorwinning kan wees. Wil jy nie net vanmôre, ek haas my om klaar te maak, maar ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand kom vanmôre om en sê vir jou, weet, jy het dit droog gemaak om gehelp te kan word. Ek wil vanmôre vir jou sê, if you're going to believe it, then you believe the devil more than you believe Jesus. As hy die dood oorwin het, as daar nie een demoniese mag is wat hom in die doderyk kon hou nie, hoeveel meer sal die Gees van God, wat Jesus uit die dode uit opgewerk het, jou sterflike liggaam lewendig maak. Wil jy vanmôre vir my sê, dat dit waardeur jy gaan, is groter as 'n leeg graf? Wil jy vanmôre vir my sê, dit waar die vyand jou probeer vanmôre hou en vir jou sê, daar's nie hoop nie, dis begrafnistyd vir jou. Ek het so oulike prentjie gesien, waar hulle wys van die kruis af en die kroon, en dan die leeg graf, dan sê hulle, a lot can happen in 3 days. Dit is nogal waar nie. Op Vrydag toe dog die vyand uitgewen. Vrydag te sê die doderyk, yes, ons het hom dood, ons het Jesus gewen. Op Saterdag toe hou Jesus kerk in die doderyk, en almal wat teen hulle sin toegesluit was, het die Here oopgemaak. En jy kan dit sien, toe Jesus opstaan, toe staan al die grafte van die ontslapende heiliges gaan oop, en hulle almal vertoon hulle. Almal wat die vyand teen hulle sin gehou het, want hy het die sleutels van die doderyk nog gehad. Sien Saterdag, toe is daar herlewing in die doderyk. Waar die vyand gesê, there's no hope, I've got the keys. Hoeveel keer sê die vyand vir jou, ek het die sleutels, ek sal jou toesluit en ek sal oopsluit, en die Here sê, geef my daai sleutels. En Jesus vat die sleutels en hy oorwin die dood. En hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk.
En hy sê, ek kom om jou lewe te gee in oorvloed van lewe. Ek gee vir jou die ewige lewe. Kyk, ek hou jou in die palm van my hand en niks sal jou ooit uit my hand uit kan ruk nie. Ek het die vyand oorwin en ek stuur vir jou dieselfde gees wat saam met my in daardie doderyk was om in jou te woon. En teen Sondagoggend kan ek nou sê, toe breek die hel los. Teen Sondagoggend toe staan die engele alreeds in wag in die graf. Sondagoggend toe was die koninkryk alreeds in gereedheid. Hulle het nie opgestaan toe Jesus of opgedag toe they were there. Die engele van God is dienende geeste wat uitgestuur word terwille van hulle wat die Here liefhet. En ek wil vanmôre vir jou sê dat die vyand sê vir jou, daar is vir jou geen hoop nie, terwyl die koninkryk alreeds staan by 'n oop graf en vir jou sê, hier is vir jou uitkoms, hier is vir jou 'n deurbraak, hier is vir jou oorwinning, nie deur jou krag nie, nie deur geweld nie, maar deur die gees van die Here, deur die naam bo elke ander naam. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie waar jy jouself bevind op 'n Vrydag en op 'n Saterdag nie. So maar ek wil vir jou sê, jou Vrydag moet verbygaan. Die waar die vyand vir jou sê, you're not gonna make it. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is altyd 'n Sondag. There is always a Sunday. Daar is altyd 'n deurbraak. Daar is altyd 'n leeg graf. Jesus leef. Hy het opgestaan. Halleluja. En hy kom om jou te help. Prys die naam van die, ek het die woord gebring. Ek weet nie wat is dit wat die vyand vanmôre vir jou sê. Sorry, jy is in die graf. Sê nie, ek kuier net hier. Ek gaan my doekies nou opvou. Maar besoek maar waar jy daai doekies neersit hoor. En nie sê ek het lekker gekuier in die graf nie. So dit het niks met die graf te doen nie. Nee, Here, ek kom. En ek glo dat Jesus is groter as my probleem. Ek weet die Here Jesus is groter as my storm. Ek weet hy's groter as dit waardeur ek vanmôre gaan. En ek kan net vanmôre kom en as ek vir hom sê, Here, help my. Sê, my kind, ek weet waardeur jy gaan. Ja, maar ek weet nie hoe jy my gaan help nie. Hy sê, ek het dit al klaar reg gekry baie kere. So jy hoef nie te worry hoe gaan ek weet presies. Ons wil altyd met planne na die Here toe kom. Here, as u nou dit so doen en so doen. Sê, nee. As ek dit so vir jou doen, dan gaan jy net weer terugval, ek wil iets niets vir jou doen. Een van my grootste probleme in my geestelike lewe is dat ek altyd wil terugkom op die plek waar ek was. Wie het al afgedwaal of verkoud of deur goed gegaan, en sê, Here, as ek net weer daar kan uitkom. Ek wil net weer daar kom. Maar die Here sê, nee, kyk, self die klei val dikwels in die hand van die pottebak en dan maak ek iets niets. Ag man, die Here wil vir jou iets niets doen. Die Here wil jou nie terugvang, want waar jy was, het jy geval. Al was dit lekker, jy het daar geval. Al was jy op die beste plek in jou geestelike lewe, nog steeds het jy geval. Waar wil God jou? Hy wil hê jy moet come to a new place. Hy sê, al vergaan my uiterlike mens, nogtans word my innerlike mens dag vir dag vernuwe. Hy is die God van nuwe dinge. Hy is die God van lewe. Hy is die God van oorwinninge. God wants to do a new thing in your life. Staan op jou voete saam met my. Prys die naam van die Here. Ek wil hê dat jy net daar waar jy is nou gaan opstaan en jy gaan nie hierdie arme ek jantjie jammer houdingkie hê nie. Ek wil hê jy moet nou opgewonde wees en jy moet vanmôre sê, Here, ek glo dat Jesus het vir my gesterf. Ek glo dat hy het vir my opgestaan. Ek glo dat hy sit aan die regterhand van die Vader om my te kan help. Dankie, Here Jesus. Prys